A tot Z gebeure vir oorvloed, deel 4. E is vir die tuin van Eden. Die idilliese plek, die mooi plek, die plek waar alles perfek is. Dis wat God vir ons wil gee. Daar was water, daar was 'n hele stukkie van al die verskillende riviere wat in Eden was. En die water het die bome gevoed, sodat hulle kan goed groei en dat die Adam en Eva baie kos kon gehad het. So wat dit vir my sê, is al die hulpbronne wat ons nodig het om ons seëninge te onderhou, sal God vir ons vrylik voorsien. Soos wat daar soveel water was in Eden. Daar was 'n buffet van kos. Daar was verskeie bome waarvan hulle gekies het. So God gaan nie net vir ons 'n een tipe seëning gee of 'n een tipe oorvloed nie. Hy gaan vir ons 'n hele buffet van verskillende opsies gee van seëninge waarvan ons kan kies elke dag. Hulpbronne om alles mooi te maak, om alles te maak dat ons daarmee kan trade. So dit is soos, daar was goud en onyxstene wat Adam en Eva kom bewerk het in iets goeds in. So met ander woorde in vandag se tye sien ek dit dat dis hulpbronne wat vir ons maak sodat ons goed kan trade. Met ander woorde baie kliënte byvoorbeeld as jy eie besigheid het. God wil ook die proses vir ons aangenaam maak. Daar was balsemgom ook en balsemgom se doel was dit was iets wat lekker geruik het. So God wil die proses ook nog vir ons aangenaam en lekker maak. Hy wil ook verder vir ons in die tuin van Eden invat van oorvloed, waar hy ons behoeftes voorsien nog voordat ons dit daarvoor vra, nog voordat ons sien ons het iets nodig. God het gesien dat dit nie goed vir Adam om alleen te wees nie, toe hy vir hom 'n maat gemaak. So mag ons vandag ook sommer daai oorvloed van die tuin van Eden rondstap en daarin lewe. E is vir Engedi. Daar is hierdie pragtige idilliese plek in Israel, net naby die Rooi See. Daar's hierso sommer Google Maps van dit. Waar alles anders rondom dit is woestyn. En dan in die middel van die woestyn, of nie in die middel nie, maar ja, omring deur woestyn is daar hierdie plek, hierdie oasis, waar Dawid gaan wegkruip het terwyl hy vir Saul gevlug het. So Dawid was nog op pad om sy volle roeping uit te leef as koning, waarvoor Samuel hom gesalf het. En toe gaan steek God hom weg in Engedi. En mag ons op die Engedis op ons reis na die beloofde land vind, en mag ons daar gaan wegkruip. Engedi het watervalle, hy het palmbome, hy het vyebome, daar's bokkies daar. Dis regtig waar hierdie perfekte idilliese oasis op pad na ons beloofde land. Ek was nog nooit in Israel nie, maar ek was al in Mauritius en ek sien baie as Engedi as die Mauritius. Dat dit so hierdie idilliese plek is, 'n plek van oorvloed in ons journey waartoe God ons gaan vat. E is vir Epaphroditus, Filippense 4 vers 18, maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop, nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is. Ek glo God het vir ons elkeen 'n Epaphroditus opgerig. Een persoon wat die potensiaal het om ons hele lewe te verander, om ons van arm te vat na ryk, na oorvloed. Mag ons vandag en elke dag ons Epaphroditus ontmoet, die persoon wat God uitgesonder het om ons hele lot te verander. Goed, so kom ons gaan breek hierdie versie nog af. Wat het Epaphroditus vir Paulus gedoen? Alles. Alles beteken the whole. Oorvloed. Oorvloed beteken all around excess. Extraordinary, exceedingly, beyond expectation. Wat beteken volop? To cram a net, level up, a hollow, or figuratively, to furnish or imbue, diffuse, influence, satisfy, execute an office, or finish a period or task. F is vir Farao se rykdom. God beloof dat ons as gelowiges sal terugsteel of terugwen dit wat die duisternis van ons gevat het. Oor en oor is daar verhale in die Bybel van waar daar 'n geestelike oorlogsvoering of 'n fisiese oorlogsvoering was en dan het die oorwinnaars die byt teruggekry. So verklaar ek ons sal ook die byt terugkry, die oorwinnings terugkry van die koninkryk van die duisternis.
Die farao's in die antieke Egipte was verskriklik ryk. Daar's hierdie verhaal van Cleopatra waar sy met Mark Antony 'n ooreenkoms gemaak het dat sy kan die grootste en die duurste aandete gooi ooit. En sy het vir hom dit voorberei en terwyl hulle so sit en kyk, toe sê sy sal meer as 10,000 sekrates van hulle geldeenheid investeer. Dis gelykstaande aan 15 lande se rykdom, net om vir jou die idee die konteks te skep. Op daardie stadium bring hulle vir haar 'n glas met asyn en sy vat een van haar oorbelle met 'n groot parel in en gooi dit in die asyn en die asyn laat die parel oplos en sy dien dit op vir Mark Antony. Dis net om vir 'n idee te gee wat se tipe rykdomme en wat se tipe extravagance was daar op daai stadium en ek glo dat God sal dit vir ons teruggee. God wil ons vat flowing with milk and honey. Exodus 3 vers 8. Unto a land flowing with milk and honey. God wil nie net vir ons 'n once-off seëning gee nie. Hy wil vir ons 'n voortdurende, vloeiende, oorvloeiende seëninge gee. En melk en honing was die beste van die beste op daardie stadium. So God wil nie net vir jou 'n once-off seëning gee nie, maar 'n vloeiende seëning.